Here, ons sing 'n liedjie, wat 'n vriend het ons in Jesus. Here, dan kan ons nie anderste as om net in aanbidding voor U neer te val, om te dink dat ons 'n vriend het en sy naam is Jesus. Dat ons 'n vriend het wat sy lewe vir ons gegee het, sodat ons vir ewig verlos kan word van die straf van sonde. Dat ons 'n vriend het wat ons by die naam geroep het, om te sê, jy is myne, en niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om so as gemeente bymekaar te kom, met hierdie een doel voor oë, om hierdie vriend, ons dierbare Here Jesus, te kan aanbid. Die samesyn, die voorsang, Here, elke aspek van hierdie diens is daartoe gerig, Vader, om U te verheerlik. Ons is daartoe gerig om U naam groot te maak. Ons is daartoe gerig om te kan sê, die waarheid sê, vanuit God se woord, dat hy ons eerste lief gehad het. Wat 'n voorreg. Here, baie dankie vir hierdie samesyn. Dankie vir hierdie geleentheid om vanuit die woord U beter te kan leer ken. Vanuit die woord gestig te kan word, vertroos te kan word, te kan wysheid gee. Die wêreld bied soveel dinge aan, Here, maar ons het nie nodig om daarna te luister nie. Ons kan soos die geliefde apostel ons kop rus op die boesem en die hartklop hoor, en vanuit die woord verstaan wat U wil is vir ons lewens. Baie dankie, Here. Sal U hierdie samesyn seën. Sal U elke hoorder wat op die webtuiste is en wat hier teenwoordig is, sal U elkeen seën. Sal U ons help dat ons oë en ons harte gefestig sal wees en gerig sal wees op God se woord. Dat ons vir hierdie tydjie onsself sal afsonder en sal stry, Here, teen die bose om ons gedagtes weg te trek, maar dat ons aandagtig sal luister wat U self vir ons wil sê. Here, steek my weg agter die kruis, dat dit nie ek is nie, maar dat U self die boodskap sal bring. Baie dankie, Vader, ook in besonders vir die inkomste. Ons sê dit dikwels, ons sê dit gereeld. Ons kan U nie genoeg dankie sê nie. As ons kyk waar ons was toe die gemeente begin het en waar ons nou is, Here, wonderbaarlik ver bo wat ons kon gedink het of wat ons verwag het U voorsien. Maar Vader, U verwag dat ons getroue rentmeesters moet wees van dit wat U vir ons gee. Daarom bid ons, Here, gee ons wysheid, gee ons 'n staatstelling, sodat U daardeur verheerlik sal word. Al die lof, Here, alle eer kom U toe. Vader, wil ons nie nalat om besonder te bid vir ons siek mense op die lys nie. En selfs hulle wat nie genoem is nie, wil ons hulle afgee. Individueel, Here, U weet wat die probleem is, U weet waar die pyn is, U weet wat die probleem is. Daarom kan ons hulle as eenvoudige mense, as 'n pakket aan die voete kom neerlê, en bid, Here, dat as dit U wil is, dat U volkome sal genees. Ons vertrou op U. U is by magte, Here, absoluut by magte. Elkeen van ons kan getuig op verskillende tye in ons eie lewens en in mense wat ons ken se lewens wat U groot werk gedoen het. Daarom weet ons dat U kan genees. Maar wil ons U vertrou, Vader, as dit U wil is, dat U daardie groot werk sal doen. Baie dankie. Al die lof, alle eer kom U toe. In Jesus naam. Amen. Vriende, ek wil U nooi, as jy die woord saamgebring het, dat ons oopmaak by Romeine hoofstuk 15, Romeine hoofstuk 15. En ons gaan daarvan saam lees, soos die Here wil, verse 1 tot en met vers 13. Romeine hoofstuk 15, van vers 1 tot en met 13. Vers 1. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie, want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting.
Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat u smaad, het op my geval. Want alles wat tevore geskrywe is, tot ons lering tevore geskrywe, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van dieselfde hoop kan hê. En mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig, en dat die heidene ter wille van sy barmhartigheid God kan verheerlik, soos geskrywe is. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van die naam psalm sing. En ook sê hy, verbly julle o nasies, saam met sy volk. En ook, loof die Here alle nasies, en prys hom alle volke. En Jesaja sê ook, die wortel van Jesaja sal daar wees. En hy wat opstaan, om oor die nasies te heers, op hom sal die nasies hoop. En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees, in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vriende, soos die Here wil ons met u gesels vanmôre onder die tema 'n seënbede vir eenheid. 'n Seënbede of 'n seëngebed vir eenheid. En ons teks wat ons wil spesifiek na verwys is Romeine 15 vers 5 tot 6. En dit sê, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee, om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Vers 6, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Vriende, nou normaalweg, wanneer 'n seënbede of 'n seëngebed uitgespreek word, sal jy vind dat dit normaalweg op 'n einde van 'n hoofstuk is. Maar Paulus het hier meesterlik het hy hierdie seënbede basies in die middel van hierdie gedeelte ingesit. En sy doel vir dit was gewees dat terwyl hy skryf, wil hy hê dat die leser moet deel hê aan hierdie seën. Hy wil nie die seën los vir reg aan die einde van die boodskap nie. Hy wil sê nee. Luister na hierdie seën wat ek vir julle wil gee in die middel van hierdie gedeelte. Jy sien, vriende, daar was in die tyd toe Paulus hierdie boodskap geskryf het, was daar in die kerk van Rome was daar geweldige verdeeldheid gewees. Dis soos 'n kerk soos hierdie, waar daar verskillende mense is, verskillende agtergronde, maar in hulle geval was dit gewees Jood en heiden. En daar was hierdie verdeeldheid gewees. Sommige gelowiges was sterk gewees in die geloof. Sommige gelowiges was swak gewees in die geloof en hulle het nie verstaan die vryheid wat hulle in Christus het nie. Hulle het nie verstaan dat, maar omdat ek in Christus is, het ek vryheid. Ek het nie meer nodig om te staan op verskillende rituele en hulle het dit nie verstaan nie, want hulle was swak gewees. Die Jode het dit besonders moeilik gevind om weg te beweeg van tradisies, van rituele en van tydelike dinge. Hulle was so ingestel gewees dat ek moet hierdie ding doen vandag, en ek moet hierdie ding doen vandag, en ek moet hierdie offer bring, en ek moet hierdie offer bring. Dat hulle nie verstaan het, maar in Christus is daar nou vryheid nie. Jy sien, die gedagte van God, die gedagte om God te verheerlik en om kerk te wees, is nie gebaseer op tradisies
en rituele nie. Ons is nie vanmôre hier, en ons is nie besig met wat ons nou besig is, omdat dit 'n tradisie is nie. Ons is besig om kerk te wees met die uitsluitlike doel om God te verheerlik. As ons nie hier is om God te verheerlik, dan mis ons die punt. Ons is hier met die doel om God te verheerlik. As gemeente, in ons diversiteit, verskillende agtergronde, is ons hier om eendragtig God te verheerlik. Daar was ander Christene wat sterk was in die geloof, en wat verstaan het, dat Christus nie meer, dat Christen nie meer nodig het om hierdie rituele en tydelike dingetjies te doen nie. So daar was swakkes in die geloof gewees, en daar was sterkes in die geloof gewees. Die gevolg op die einde van die dag was dat in die kerk in Rome, dat die sterker Christene het neergekyk op die swakker Christene. Want hulle gedagte was gewees, maar as jy 'n kind van God is, hoe kan jy nie dit of dit weet nie? En dit was nooit die gedagte gewees nie. Jy sal onthou, die gedeelte wat ons laasweek gepraat het, progressief gaan God dinge aan ons openbaar. Progressief. Ons gaan nie van dag 1 af gaan ons alles weet nie. So as jy vandag tot bekering gekom het, gaan jy nie noodwendig alles weet wat 'n persoon wat 10 jaar al met die pad met die Here stap nie. Jy gaan nie. So daarom was daar die verdeeldheid gewees van die sterk gelowiges het neergekyk op die swak gelowiges. Hoekom weet jy nie hierdie dinge nie? En dan op die einde op die ander kant van die muntstuk, die swakker Christene het die sterker Christene veroordeel. Gesê, maar ek is nog jonk in die geloof, hoe is ek veronderstel om hierdie goed te weet? Jy is veronderstel om my te help, jy is veronderstel om my te onderrig, jy is veronderstel om my die pad te wys. So daar was daardie konflik gewees, daardie nie eendragtigheid, kan ons die woord sê. Daardie split. Jy sal sien so wat ek met die boodskap ingaan, daar word hier en daar vraag. En ek wil u moet mooi dink aan hierdie vraag wat ek vra. Die eerste vraag wat ek hier gaan vra is, liewe gemeente, is dit die getuienis van Berea Christen Gemeente? Is dit die getuienis van Berea Christen Gemeente dat die sterk gelowiges neerkyk op die swakkere gelowiges? Is dit die getuienis van Berea Christen Gemeente wat as gevolg van die neerkyk van die sterkere gelowiges dat ons die sterkere gelowiges veroordeel? Een en elkeen van ons moet daai vraag antwoord. Want daar is dit 'n verantwoordelikheid. Ons is nie gered om opgeblaas te wees nie. Ons is gered om te verheerlik en ons is gered om te dien. Paulus wil vir ons sê, in hierdie ons praat ons van wedergebore, vir Christene. Hy sê daar's sekere remedies wat beskikbaar is om ons as kinders van God te herstel. Laat ons wegbeweeg van hierdie verdeeldheid af. En die eerste wat hy van praat, en hier is nog inleiding, hoor, die boodskap het nog nie begin nie. Dis nog net inleiding. Die eerste remedie wat hy van praat is in Romeine 14 vers 1. En jy sal sien, Paulus, toe hy hierdie seënbede geskryf het, was daar 'n aanloop gewees tot hierdie seënbede. En hy het in Romeine 14 het hy begin. En hy het vir ons sekere dinge in Romeine 14 begin sê. En toe het hy tweede ding in Romeine 14 vir ons begin uitlig. Toe het hy oorgegaan in Romeine 15 vir ons te sê, maar ons moet eensgesind wees. Daar moet eenheid wees. En hy begin by Romeine 14 vers 1 tot 12. Ek gaan net eerste 4 versies vir u lees. Hy sê, maar u moet dit asseblief 'n bietjie huiswerk gaan lees by die huis. Dat u die agtergrond van dit kan kry. Romeine 14 vers 1. En neem hom aan wat swak is in die geloof. Nie om oor sy gevoelens te oordeel nie. Die een glo dat 'n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente. En nou hierdeur sê ek nie dat om net groente te eet is sleg nie, hoor. Mens kan groente eet. Manne, ons kan groente eet, hoor. Nie net vleis nie. En hoender is nie groente nie, hoender is vleis. Hy wat eet, moet hom wat nie eet nie verag nie. En hy wat nie eet nie,
met hom wat eet, nie oordeel nie. Want God het hom aangeneem. Wie is jy wat die huisknegt van 'n ander oordeel? Hy slaan of val met betrekking tot sy eie Heer. Maar hy sal staande bly, want God is magtig om hom staande te hou. Die tweede remedie wat hy vir ons wil gee is, hy sê ons moet mekaar opbou. Ons moet mekaar opbou. Onthou, daar is sterkeres en swakkeres. Ek kan getuig van vele kere wat ek met 'n persoon gepraat het, en ek dalk nie op 'n goeie plek was emosioneel nie. En net die gesprek wat die persoon met jou het, vanuit die woord uit, en net wat is, maar weet jy wat, die Here bemoedig ons met dit. Teksvers wat vir jou gee. Dit bou ons op. Onthou, ons gaan nie alles weet nie. En daarom is dit so belangrik dat ons mekaar as Berea Christen gemeente, maar nie net ook Berea Christen gemeente, en as kind van God, dat ons mekaar sal opbou. Hoekom? Sodat God verheerlik sal word. Onthou mense, ons doen dit nie vir onsself nie. Ons is nie hier om 'n sosiale klub nie. Ons is hier om God te verheerlik. Ons is hier om mense te onderskraag, te ondersteun, te bemoedig. Dis hoekom ons hier is. Romeine 14 vers 13 sê, laat ons mekaar nie meer oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of struikelblok in die weg te lê nie. En ek dink dit is belangrik. Ons met hierdie gedagte moet ons regtig waar let op wat ons doen en sê. As die gedagte is, ons moet opbou, moet ons versigtig wees hoe ons optree, hoe ons sê, wat ons sê. Later meer in die boodskap oor hierdie spesifieke gedagte. En die derde remedie wat hy van praat is, ons moet ywerig najag om mekaar te behaag ter wille van Christus. En dit kan ons lees daar in Romeine 15 vers 1 tot 7, maar ek gaan dit vir u lees verse 1 tot 3. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie. En nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaathede van die wat u smaad, het op my geval. Jy sien vriende, Paulus verduidelik die waarhede gaande die eenheid tussen die gelowes. En wil ons leer dat dit gaan nie oor kulturele of uiterlike dinge nie, maar dit gaan oor geestelike dinge. So Paulus wil hier vir ons sê, liewe mens, vergeet van die tydelike dinge. Die tydelike dinge gaan agterbly. Die tydelike dinge gaan verbygaan. Al wat punte tel, is die geestelike dinge. Ons moet gerig wees op geestelike dinge. Jy sien vriende, dit maak nie saak wat jou agtergrond is nie. Ek dink as ek van een punt tot die ander punt moet begin en ons almal gesels, dan sal almal verstaan dat elke persoon het 'n verskillende agtergrond. Elke van ons is verskillend. Maar vriende, die wonderlikheid van die saak is, in Christus is ons een. Terwyl ons divers is, terwyl ons agtergronde verskil, terwyl ons van verskillende plekke afkom, kind van God in Suid-Afrika is een met kind van God in Amerika. Is een met kind van God in China, in die verdrukte lande. Verstaan jy dit? Ons is een. Paulus wil vir ons hierso 4 baie belangrike beginsels leer met betrekking tot eenheid. Hy wil vir ons leer, in die eerste punt, eenheid kom van God af. Liewe gemeente, ons eenheid kom van God af. En die tweede gedagte is, eenheid is altyd Christus gesentreerd. As ons nie 'n gedagte het en 'n houding het van Christus is die sentrale figuur in ons kerkwees, in ons samesyn nie, dan mis ons die punt. Eenheid is altyd Christus gesentreerd. Derde gedagte is, eenheid word altyd uiterlik geopenbaar.
As daar eenheid is in hierdie gemeente, sal die wêreld dit sien. Kind van God, as daar eenheid is tussen jou en jou kollega by die werk, wat 'n ander kind van God is, sal die wêreld dit sien. En weet jy wat? Die wêreld sal smag daarna. Maar daar sal iets anders te wees wat hulle nie het nie. En dan die laaste gedagte wat ons met u wil deel, eenheid verheerlik God. Eenheid verheerlik God. Kom ons spring weg. Eerste gedagte, die eenheid kom van God. Net duidelik onderskeid hier tref, vriende. Eenheid, wanneer ons praat van eenheid, praat ons van eenheid, ons praat nie van gelykvormigheid nie. Ek gaan nou verduidelik wat ek daarmee bedoel. Eenheid en diversiteit word bymekaar gehou deur liefde en waarheid. Liefde vir wie? Liefde vir Christus. Waarheid, wat 'n waarheid? Waarheid van God se woord. As daai twee aspekte bymekaar is, sal daar eenheid wees. Daar sal eenheid wees. Liefde is aangevuur deur God en die waarheid kom vanuit God. Waarheid kom vanuit God. Ek verduidelik. Jy weet, ons as gemeente is lief vir sing. Ons voorsang, sing lekker saam. Maar sou jy 'n koor vat, as jy het verskillende stemme in die koor, klomp mense wat sing, as almal van hulle sopraan sing, nou daar's 4 stemme, daar's sopraan, daar's alt, daar's tenor en daar's bas. As al die mense, soos ons wat nou hier sit, as almal vir ons tenor sing, dan klink dit pragtig, klink wonderlik, dit klink mooi. Maar wanneer daar individue in die gemeente is, wat in hulle stemme sing, hierdie groepie sing alt, hierdie groepie sing tenor, en dan kom daar diep bas in. Dan maak dit vol. Kry jy die gedagte? Ons is nie net eenvormig in ons as menswees in ons aanbidding nie, maar ons is eenvormig in ons diversiteit. Die koor is 'n koor omdat daar verskillende stemme is. Daarom is hy 'n koor. Ek en u is gemeente omdat ons in ons verskillendheid 'n eenheid vorm. Met Christus as hoof van die eenheid. Kyk na 'n blomtuin. U wat lief is, u wat groen vingers het, wat lief is om in tuine te werk. Nou ek was nog nie by die blommeskou gewees nie. Die Kaapse blomme, maar wat ek gehoor het, hulle sê, en die prentjies wat ek gesien het, lyk pragtig, lyk prentjie mooi. Maar vat 'n blomtuin. Jy het 'n tuin met rooi rose. Romanties, pragtig. Maar nou, net langsom het jy die rooi rose, dan het jy die geel rose en jy die pink rose. Dis almal rose, maar hulle is verskillend. Kry jy die gedagte? En dit is wat hier bedoel word, dat hierdie eenheid, wat ek en u as kind van God wil nastreef, dit is wat daar bedoel word met eenheid. Ons is verskillende mense, verskillende agtergronde, maar as gevolg van Christus, is ons een. Jy sien vriende, ons as kerk is nie saamgevoeg deur eksterne wette, reëls of regulasies nie, maar deur een interne lewe, liefde en waarheid. Ons kan eenheid wees, omdat God die oorsprong daarvan is. Jy sien, om saam te stem, dat jy sal met my saamstem, dat almal van ons kom verskillende agtergronde af, ons is divers, maar Christus is die eenheid in diversiteit. Christus is die rede, vriende, is die enigste rede hoekom ek en u een kan wees. Hoor wat sê Galasiërs 3 vers 26 tot 28. Hy sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Dis dit. Ons is een as gevolg van die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, en dit 'n onderbreking, hierdie doop praat nie van waterdoop nie, so die wat doop aanhang, dit het niks hiermee uit te waai nie. Hier praat van die wedergeboorte in Christus.
Want julle wat almal in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. Is dit nie wonderlik nie? 'n wonderlike versekering om aan vas te hou dat ek en u wat getuig van wedergeboorte, ons is een in Christus. Daar was 'n man met die naam van Eugene Peterson, hy is 'n Amerikaanse prediker. Hoor hoe mooi het hy die hart van hierdie Romeine 15 vers 5 en 6, hoe mooi het hy dit vasgevat. Hy sê, "May our dependable," en ek vra verskoning as ek in Engels lees, hier is nou net een of twee Engelse mense, so hierdie spesifiek vir julle. May our dependable, steady and warmly personal God develop maturity in you, so that you get along with each other as well as Jesus gets along with all of us. Then there will be a choir, not our voices only, but live singing in harmony, in a stunning anthem to the Lord, to the God and Father of our Master Jesus. Is dit mooi nie? Dit is nie iets wat deur mense opgewek kan word nie. Dis nie iets wat oorgegee kan word nie. Eenheid kom van God af, word aangevuur deur die Heilige Gees. In Dawid se bedevaartslied in Psalm 133 sê hy die volgende, hy sê, 133 vers 1 tot 3, hy sê, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saamwoon, en natuurlik hierdie broers praat van susters ook, né? Dat broers saamwoon. Dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van 'n Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal op die berge van Sion. Ekskuus. Want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. Jy sien vriende, deur die werking van die Heilige Gees skenk God bemoediging. Hy skenk vir ons 'n deursettingsvermoë en hy skenk vir ons eenheid in die gemeente. Nie deur onsself gewerk nie. Gebaseer op wedergeboorte in Christus, na wedergeboorte die Heilige Gees wat in ons leef, is die Heilige Gees wat ons dryf tot eenheid. Kind van God, daar's 'n standaard. Daar's 'n standaard. Of jy geestelik sterk of swak is. God se verwagting is dat ons mekaar in eenheid deur Christus sal verdra. Verstaan jy die standaard? Dis nie 'n opsie nie. Dis nie kies een van die 5 nie. Dis 'n standaard. Kolossense 3 vers 13 en 15 sê, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle dit bo dit alles met die liefde van die band van volmaaktheid. En laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Net God alleen kan as Christen eenheid werk. Net God alleen. Daarom vriende moet ons verstaan dat eenheid in ons as Berea gemeente, en u as kind van God in die samelewing, die eenheid kom van God af. Eenheid kom van God af. Die tweede gedagte wat hy van praat is, die eenheid is Christus gesentreerd. Ek is seker daai horlosie het 'n verkeerde battery in. Vers 5 wil ons aandag vestig. Hy sê, en mag die God van lydsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. So hier gee hy vir ons 'n persoonlike opdrag. En daar kan elkeen van ons name bysit. Hy wil vir ons sê, dit is ooreenkomstig die wil van Christus
dat ons mekaar sal bemoedig om eensgesind te wees. Dis 'n opdrag. Vriende, dis nie 'n opsie nie. Daarom kan ek nie verstaan dat mense in 'n gemeente inkom en wil tweedrag veroorsaak in 'n gemeente. Kind van God, verstaan jy jou verantwoordelikheid? Jou verantwoordelikheid is om eenheid te stig. Om saam met ander kinders van die Here aan die water te trek. Hoekom? God moet verheerlik word. Ons moet dit wat Christus vir ons gedoen het, moet ons uitleef in die wêreld, sodat ons 'n impak kan hê in die wêreld. Verdeeldheid sal 'n kerk tot niet maak. Jy sien vriende, gemeente, eenheid is die produk van getroue disippelskap, want as ons almal dieselfde meester aanbid en dieselfde meester volg, dan sal ons eendragtig in dieselfde rigting beweeg. Jy kan nie sê jy is kind van God en kontra die woord van God leef nie. Daar's 'n opdrag. Dit is die wil van Christus dat ons eendragtig sal lewe. Daar's nie opsie nie. Die hoofbediening van die Heilige Gees is om Jesus Christus te verheerlik. Daarom kan van God lei die Heilige Gees ons om Christus eendragtig te verheerlik. Johannes 16:13-14 sê: Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal doen uit wat aan my behoort, aan julle verkondig. A.W. Tozer het op 'n stadium gesê, a fan club mentality was taking over the church. An examination of the advertisements in almost any current Christian magazine makes us question at times whether Jesus Christ is given the place of preeminence. Wat hy hierso sê is dat Jesus Christus het so 'n lae plek in kerke, dat hy nie meer die plek in kerke het nie. Dat hy maar net nog 'n persoon was. Hy was nie, vriende. Verseker sal daar eenheid wees in Berea Christen gemeente, as Christus die sentrale figuur is. Verseker. Want as Christus die sentrale figuur is, dan sal ons almal na die sentrale figuur getrek word. En dan sal ons in die regte rigting beweeg. Daar's maar een geskenk vir ons gegee. God die Vader het vir ons een geskenk gegee. Dit is Christus Jesus. Sy enige gebore seun. En die wonderlikheid van hierdie geskenk is dat dit is absoluut voldoende. Daar het niks addisioneels nodig om by te kom nie. Dit is voldoende. Perfek. Volmaak. Voldoende. Jy sien vriende, die wêreld kan niks blywends bied nie. Net verdeeldheid. Hoor jy dit? Jy beleef dit seker by die werke en waar jy beweeg. Die wêreld kan net verdeeldheid bring. Maar kind van God, in Christus, is daar eenheid. Hoor wat sê Johannes 17 vers 22. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Verstaan jy daardie teksversie? Here Jesus het sy Vader gebid en gesê, Vader, gee dat soos wat ek en U een is, die mense ook een kan wees. Is daar verdeeldheid tussen Vader, Seun en Heilige Gees? Nooit. Nooit. Hoekom is daar verdeeldheid dan tussen kinders van die Here? As ons dan getuig van wedergeboorte en hy is die sentrale figuur in ons lewens, hoekom is daar verdeeldheid? Daar sal eenheid wees as Christus die senterpunt is. Derde gedagte.
Vriende, ek wil om verskoning vra. Ek het die boodskap probeer so kort as moontlik hou, maar ja, daai tyd gaan verby. So ek vra verskoning. Eenheid word openlik uitgebeeld. Wanneer die hart van God se kinders eendragtig in die Here is, dan sal ons aanbidding en gesprekke deur die Heilige Gees gelei word. En ons woorde sal God verheerlik. Kind van God, ons moet let op wat ons sê en wat ons doen. Ek het dit laasweek genoem en ek sê dit weer. Ons is 'n boek wat gelees word deur die wêreld. Ons is nie gered om die straf van die sonde net vry te spring nie. Ons is gered om instrumente te wees. En as ons woorde en ons dade en ons optredes van so 'n aard gaan wees, dat dit mense gaan wegdrywe, mis ons die punt. Ons mis die punt. Die eenheid van kind van God is, die oorsprong kom van God af. En dan is Christus die senter, en omdat Christus die senter is, sal die wêreld dit in ons sien. U kan die gebed van Jesus gaan lees daar in Johannes 17 vers 13 tot 23, maar ek wil net so 'n paar versies vir u uitlig, verse 20 tot 23. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Hoor jy dit? Jesus sê hy bid nie net vir sy disippels nie, maar hy bid ook vir hulle wat deur die disippels se woorde in hom sal glo. So dit wat ek en jy sê het 'n impak op die mense met wie ons skouers skuur. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek en hulle en u en my, sodat hulle volkome een kan wees, en die wêreld kan weet, hoor jy, dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Dit is 'n geweldige vers. Ek dink, mens kan 'n reeks boodskappe bring, net oor hierdie paar verse. Dikwels gebruik die mens die gawe van tale, en dit is wat ons het, wanneer ons praat is 'n gaaf, is 'n gawe. Ons het die vermoë met ons taal om mense nader te trek, of om mense weg te stoot. So hoe is ons taal, liewe kind van God? Wanneer 'n ongeredde mens na jou as kind van God, belydende Christen kyk, wat gaan hy sê van jou taal? Is jy 'n verkleermannetjie? Dat jy by die kerk 'n sekere taal praat, maar wanneer jy in die samelewing is, sit jy om die kring van die spotters, en praat jy die taal van die spotters. Of praat ons 'n taal wat die mense kan sê, maar hierdie persoon is anders. Of wanneer 'n woord uitglip is, vra hulle om verskoning, want hulle weet, jy is anders. Daar's twee wonderlike voorbeelde wat ek nou wil verwys, van die regte taal wat gebruik was, die regte manier van dinge sê, dinge doen. En eers een vind jy opgeteken in Genesis 13. En die gedeelte gaan oor Abraham en Lot wat op dieselfde stuk grond geboer het met hulle vee. En daar was twis tussen die veewagters van Abraham en die veewagters van Lot gewees. Maar kyk hoe Abraham dit hanteer. Abraham het gesê, gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Of gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Abraham kon die houding gehad het van, man, ek was hier, doen wat jy wil doen. Hy het nie. Sy gesindheid was so gewees van, om die eenheid en die vrede te bewaar van, gaan jy links, dan sal ek regs gaan. Gaan jy regs, dan sal ek links gaan.
Hoor Gideon, in Rigters 1 vers 1 tot 4, u wat deel het aan die Bybelleesprogram, ek is seker u het hierdie gedeeltjie raak gelees. Toe sê die manskappe van Efraim vir hom, wat is dit wat u ons aangedoen het, dat u ons nie geroep het, toe ons weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie. En dan gaan hy dan sê, en hulle het heftig met hom getwis. Hoor sy hoor Gideon se woorde. Maar hy sê vir hulle, wat het ek nou gedoen in vergelyking met julle? Is die naoes van Efraim nie beter as die wynoes van die Abieser nie? God het die vorste van Midian, Oreb en Seeb in julle hande gegee. Maar wat kon ek doen in vergelyking met julle? Hoor nou die wonderlike woorde. Toe bedaar hulle opgewondenheid teenoor hom, nadat hy die woorde gespreek het. Jy sien vriende, ons woorde gaan bepalend wees wat die uitkoms van 'n gesprek gaan wees. Ek en Bernie, en ons praat dikwels daaroor, en ons praat met mense wat, jy kan een ding op 2 maniere sê. Dieselfde ding op 2 maniere sê. Die ene gaan jy 'n positiewe resultaat kry, en die ene gaan jy 'n negatiewe resultaat kry. Wat wil ek daardeur vir ons sê? Vat 'n sekonde wanneer ons in 'n gesprek is, voordat ons reageer. Dikwels kan dinge vir ons gesê word wat ons seer maak. Maar kind van God, onthou die standaard. Onthou Christus se wil is eenheid. En ongelukkig gebeur dit so dat dikwels is dit kinders van die Here wat mekaar seer maak. Dit kinders van die Here wat 'n snydige sê ding teenoor 'n ander kind van die Here het. Ons moet ons woorde weeg, vriende. Dikwels wanneer ek stil word in die oggende voor die Here in my stilte tye, is my hartsgebed, Here, plaas 'n wag voor my mond. Plaas 'n wag voor my mond. Want ek wil nie teen U sondig nie. Ons moet ons woorde weeg. Wanneer ons openlik in ons diversiteit en eenheid lewe, word hierdie skeidingsmuur tussen diversiteit word dit afgebreek. Jy sien vriende, omdat dit deur God die oorsprong is en Christus die sentrale figuur is, maak dit nie saak waar jy vandaan kom nie. Dit maak nie saak nie. Want Christus het daardie skeidingsmuur afgebreek. Hy het dit afgebreek. Daarom sê Kolossense 4 vers 6, laat julle woorde altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Jy sien, liewe gemeente, ons is een liggaam, ons gehoorsaam een meester. Ons sing met een stem om hom te verheerlik. Ek haas my. Jakobus het 'n waarskuwing vir ons gegee in Jakobus 3 vers 3 tot 7. Kyk, ons het stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees. En ons stuur hulle hele liggame daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n klein roer, net waarin die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem op groot dinge. Kyk hoe groot hout vuur steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. So 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Geweldige woorde. Soortgelyke waarskuwing word ook vir ons gegee in Matteus 12 vers 33 en 37. Jy kan dit gerus gaan lees.
Ons word gewaarsku dat ons tong het 'n geweldige impak. Dit kan of negatief wees of dit kan positief wees. As dit negatief is, gaan dit 'n negatiewe impak op die samelewing hê, in die sin dat mense wat soekend potensieel kan wees, afgestoot gaan word, geafronteer gaan word om te sê, as dit 'n kind van God is, wil ek nie kind van God wees nie. Ons moet ons woorde tel. Daar was 'n man met die naam van Ambrose Bierce wat geskryf het. En toe ek hierdie aanhaling gelees het, toe sê ek, slaan die spyker op die kop. Hy sê, speak when you are angry, and you will make the best speech you will ever regret. Speak when you are angry, and you will make the best speech you will ever regret. Vriende, vat 'n oomblik. Moenie in 'n oomblik van swakheid toegee nie. Kom ons weeg ons woorde. Die eenheid onder mekaar moet deur die wêreld gesien word, sodat dit hulle na God toe kan trek. Laaste gedagte. Ek weet nie van u nie, maar ek wil eendag wanneer ek voor God staan, wil ek hoor hy sê vir my, mooi so my kind. Dit laat my dink aan Job, toe die Satan hom voortdurend voor die Here aangekla het. Wat was die Here se woorde? Het jy gelet op my knegt Job? En dis my begeerte, dat wanneer die Satan my aankla voor God, dat die Here sal sê, het jy gelet op my knegt Hentie? Want my doel en my wil in hierdie lewe is om God te verheerlik. Al wat saak maak. Al wat saak maak. Sien vriende, 1 Korintiërs 10 vers 31 leer ons dat wat ons ook al doen, ons moet dit doen tot eer van God. Want hy sê, of julle dan eet of drink of enigiets doen, doen alles tot verheerliking van God. Doen alles tot verheerliking van God. Ek sien vriende, wanneer ons 'n gemeente in 'n band van eenheid saam lewe, dan verheerlik ons die Here. Ek wonder wat sal die uitspraak van 'n besoeker wees wat in Berea Christen gemeente is. 'n Besoeker wat vir die eerste keer na Berea Christen gemeente toe kom. Of wat gaan hy sê van Berea Christen gemeente? Wat gaan hy sê van my en u as belydende Christen? Gaan hy sê, ja, die voorsang was lekker geweest. Gaan hy sê, die prediker het hom goed van sy taak gekwyt. Gaan hy sê, die kerk is baie mooi versier, hulle het mooi blomme. Gaan hy sê, na die tyd met die koffie en tee, ja, Tannie Sannie se koeksusters was die beste geweest. Terwyl om daai dinge te sê, nie noodwendig verkeerd is nie, dat dit goed is. Ons moet lekker saam sing. Die predikant moet die tyd insit en voorbereiding doen met die woord. Ons moet versorg wat die Here vir ons gegee het, naamlik die kerkgebou. En ja, dan moet ons na ons figure kyk, so nou en dan met die eetgoedjies. So dis nodig. Maar vriende, ek sal veel eerder wil hê dat wanneer daardie besoeker hier wegbeweeg, dat daardie besoeker sal sê, wat 'n wonderlike God word hier aanbid. Dat daardie besoeker sal sê dat hier is mans, vrouens, jong mense, dat die mense dan hulle kan sien dat daar 'n liefde van Christus in hulle is. Dat die eenheid wat onder die mense is, en die God wat hierdie eenheid in hulle werk verkondig word. Ja, wat 'n wonderlike God aanbid hulle. Nie tydelike goed nie. Goed wat waarde het. Goed wat impak het. Goed wat 'n verskil maak.
Hoor wat sê Jesus in Matteus 5 vers 23 en 24. Hy sê: As jy dan jou lewe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoene eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Jesus wil vir ons daarso sê dat ons moet let op die verhoudings wat ons het. Is daar tweedrag tussen man en vrou voordat hulle by die kerk kom? Sê die Here, voor die kerk toe gaan, sorteer dit uit. Ons kan nie as kinders van die Here in 'n diens sit onder die geklank van die ewige woord met Christus as die sentrale figuur en daar's tweedrag tussen kinders van die Here nie. Hoe kan ons dit waag? Hoe kan ons dit waag om die troon van genade te nader as daar tweedrag tussen ons is? Ons moet ophou kerk speel. Ons moet ophou om vinger te wys. Kyk na jouself. Bepaal met die spieël, die woord as spieël, waar staan jy? Posisioneel, waar is jy? In Christus is jy gered, maar waar is jy? Kan jy jou offer bring? Of moet jy eers gaan regmaak? Jy sien, vriende, eenheid is nie net nog 'n opsie nie. Hoor jy dit? Eenheid is nie 'n opsie nie. Dis of Jesus of is niks. Dis of Jesus of dis niks. Ek wil afsluit. Ons het gesien, Paulus het 'n probleem in die kerk van Rome aangespreek. Hy het geïdentifiseer dat daar verdeeldheid tussen swak Christene en sterk Christene was. Ons moet teen die verdeeldheid moet ons waak. Ons moet daarteen bid. Want dit gaan nie oor die mens nie. Hoor die vriende, dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor sy verheerliking. Dit gaan oor Christus wat vir ons die prys betaal het. Dit gaan oor die Heilige Gees wat ons trooster is, ons parakletos is, die een wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis waar dit gaan. Dit gaan nie oor die mens nie. Ons verskil van mekaar, verseker. Ons kom van verskillende plekke af, verseker. Maar in ons diversiteit kan daar eenheid wees. Hoekom? Want die eenheid kom van God af. Die eenheid is altyd Christus gesentreerd. Die eenheid word uiterlik geopenbaar, so die wêreld kan sien en dit die wêreld kan trek. En dan natuurlik, wanneer ons in eenheid saamleef as kind van God, verheerlik dit God. En dis my gebed vir u, vir myself, in ons gemeente, Berea gemeente, en ook waar ons beweeg in die wêreld. Dat ons hierdie boodskap van eenheid sal uitdra, sal uitleef. Dat hulle getrek sal word. Dat die wêreld getrek sal word. Dat dit wat vir die wêreld aangebied geword, vir hulle nie die moeite werd sal wees nie. Maar sal honger en sal dors na die eenheid van 'n gemeente wat waarlik Christus as sentrale figuur het. Wat waarlik die doel voor oë het om God te verheerlik. Mag die Here dit vir ons doen. Amen. Ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees. 3 maal heilig is U. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, U is hoog en verhewe, U so vul die tempel en die serafs roep heilig. Here, in aanbidding kom kniel ons voor U in hierdie môre, want ons weet eers die oorsprong van eenheid. Eenheid kom van U af. Ons weet, Vader, dat dit U wil was van die begin af, dat U kinders
in eenheid moet wees. Daarom het U Christus opgewek, daarom is Christus opgewek om te kan bid, soos wat hy en U een is, dat ons ook sal een wees. Geweldig, Here, wat 'n voorreg om in eenheid saam te kan lewe, want die een wat die gom is, die een wat ons saamvoeg tot eenheid, is Christus. Die mure word afgebreek, die skeidingsmure word weggebreek, want Christus is die een wat saamvoeg, wat by mekaar voeg. Wat 'n wonderlike voorreg. Leer ons as gemeente, stel ons in staat om in hierdie waarheid te lewe. Stel ons in staat om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld. Stel ons in staat dat mense, wanneer hulle ons kyk, nie ons sal raak sien nie, maar hom wat by magte is om te kan red, dat hulle hom sal raak sien. Dierbare Here Jesus, dat U bemoeienis sal maak, sal U ons getrou vind, terwyl U ons getrou vrygekoop het van die straf van sonde, sal U ons getrou vind om hierdie boodskap van eenheid uit te dra. Dat ons as gemeente, Berea Christen gemeente, dat sal uitleef. Een van sin, een van siel, met een gees deurdronge. Met die doel voor oë, Here, om U te verheerlik. Baie dankie. Ons bid dit in Jesus naam met danksegging. Amen.